het gefokus op die liefde en ons het die mooiste verhale van mense, hoe dit hulle geraak het, hoe dit hulle verander het. En dit bring ons onmiddellik by die volgende vraag, wat hierna? Die opwinding is, ons kon op onsself fokus, ons kon kyk na hoe liefde werk en hoe dit ons raak. En nou wil ons graag kyk hoe dit die mense om ons verander. Ons wil graag met liefde nou uitreik en regtig 'n verskil maak. En in hierdie kwartaal gaan ons kyk na plekke waar die Here ons wil gebruik. En is dit 'n heerlike tog waarop ons vir julle saamnooi. Vandag besin ons daaroor dat die persoon wat hierdie liefde uitdra, is iemand in wie iets gebeur het. Iemand wat 'n sekere siening moet hê oor homself. En daarom is ons tema aanvaar jouself. In die Griekse mitologie is daar die verhaal van Narcissus, wat so behep was met homself, dat hy met niemand 'n verhouding kon hê nie. En uiteindelik het hy verlief geraak op homself, en hy het, soos ons nou weet, sy eie refleksie in die water gesien, en verlief geraak op die refleksie, en dit was ook sy einde gewees. Hy is dood daar. Wanneer mense ongesonde of 'n verkeerde liefde vir hulle self het, is hulle eintlik niks werd. Is hulle self behep en kan hulle nie gebruik word nie. Te veel liefde vir jouself veroorsaak natuurlik selfsug, waar alles op jouself gerig is en waar jy nie vir ander omgee nie. Te min liefde vir jouself veroorsaak weer minderwaardigheid, waar jy niks beteken nie en jy heeltyd daarop ingestel is om agting te soek en aanvaarding te soek. En binne hierdie twee pole beweeg almal van ons. Die Bybel sê inderdaad dat mense nie so belangrik is as wat hulle dink nie. In Psalm 8, die bekende Psalm 8, lees ons van die mens, oor hom word gesê, as ek na die hemel kyk, die werk van die vingers, die maan, die sterre waarin hy 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? As ons dus vergelyk word met die groot dinge in God se skepping en met homself, dan wil ons as dit ware net gou hier stop en net hier uitsluip en net verdwyn. Ons hoort nie hier nie. En dan gaan die Psalm aan, hy sê, u het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. En dit maak die mens geweldig belangrik. Bietjie minder as 'n hemelse wese, hy is soos God. U het hom met aansien en eer gekroon. Hy is geweldig belangrik. En die besef wat ons moet kry, is dat ons aansien en ons waardigheid nie lê in hoe groot ons is nie, hoe prominent ons is nie, maar in van wie ons aansien gekry het. Die Here gee dit vir ons. En dis mos nou lekker om iemand te sien wat groot word in 'n opset waar hy aanvaar word, waar hy geag word, waar hy gerespekteer word. En jy sien dat hy self met respek werk, ook as hy met ander mense werk. So ons kan nie waag om na die wêreld toe uit te gaan, as ons nie daardie persepsie van onsself het nie. 'n Persepsie van spesiaal wees, van geëerd wees, van waardig wees. En daaroor gaan julle lekker besin vandag. Ons gaan na Kolossense 3 kyk, en kyk waar ons waardigheid vandaan kry, en hoe belangrik en kosbaar ons regtig is. En dan gaan ons begin kyk, watter verskil kan ons in die wêreld maak. Geniet die besinning hieroor. Here, ons dank u, dat u ons waardig gemaak het, en dat u vir ons die beste kom gee, dat u ons hoog geag het, en dat wanneer ons besig raak, ons mense kan wees, wat iets reflekteer van u beeld en van u grootheid. Wil u vir ons help as ons hieroor besin? Ons is gewone mense, wat maar baie maklik seer kry, en wat bewus is van ons foute, of wat baie keer te behep is met onsself, en dink dit alles oor ons gaan. Wil u vir ons help om u siening oor ons te vestig, te bevestig, en wil u vir ons kragtig gebruik. Amen. Geniet julle saam wees.